Hallo daar julle, welkom by Kinderhelde van die Bybel. Vertel gou, ken jy van hierdie superhelde? Spider-Man wat mense help met sy spinnerakke, Wonder Woman wat dapper is en veg vir geregtigheid, Elsa wat haar koue kragte gebruik om goed te doen, of Iron Man met sy blink pak wat mense red. Hulle is ongelooflik sterk, slim en dapper. Maar weet jy wat? In die Bybel is daar ook ware helde. En baie van hulle was kinders. Hulle het nie spesiale kragte of kostuums gehad nie, maar hulle het iets gehad wat nog groter is. 'n Sterk geloof in God. Samuel het God se stem gehoor. Miriam het haar baba Boetie beskerm. Dawid het teen Goliat geveg. 'n Seentjie het koning van 'n land geword en 'n slawe dogtertjie het 'n weermagkaptein se lewe gered. Hierdie kinders het geleer om God te vertrou, na hom te luister en hom te gehoorsaam. En dit is presies hoe kinders vandag ook vir God kan leef. So trek jou denkbeeldige geloofsmantel aan en kom saam op hierdie wonderlike avontuur, waar ons leer hoe kinderhelde van die Bybel vir God geleef het en hoe jy ook 'n held van geloof kan wees. Vonkvers vir vandag. Die Bybel bestaan uit 'n klomp boeke. As ons dit in 'n prent moet teken, lyk dit soos 'n groot boekrak vol stories, beloftes en avonture. Kom ons kyk in watter Bybelboekrak vandag se vonkvers wegkruip. Volg die pyl? Ja, daar. Ons het geland by die eerste boek van Samuel. En watter vers in 1 Samuel? Jep, ons lees vers 10. Dis 'n kort vers, ons gaan dit sommer vinnig ken. Wat sê 1 Samuel 3 vers 10? Kom ons lees dit sommer saam. 1, 2, 3. Praat Here, u dienaar luister. Nog 'n keer. 1, 2, 3. Praat Here, u dienaar luister. Baie mooi. Het jy al na God geluister as hy praat? Kom ons luister na hierdie mooi lied en dan na die storie. Is julle reg? Hier gaan ons. Stil in die vroegoggend, U roep my naam. U fluister sag as U by my kom staan. So Samuel buig ek voor U neer. Praat Here Jesus, ek luister na U my Heer. Help my U woord verstaan. Lei my deur die dag, o Heer, vat liefde vol my hand. Praat Here, ek luister, ek volg U elke dag. Here, wees my leidsman, U woorde is my krag. Ek sit nou stil, my Bybel is oop. Saam met U wil ek elke tree loop. Al is ek jonk, U ken my deur en deur. Praat Here Jesus, ek luister na U my Heer. Praat Here, ek luister, help my woord verstaan. Lei my deur die dag, o Heer, vat liefde vol my hand. Praat Here, ek luister, ek volg U elke dag. Here, wees my leidsman, U woorde is my krag.
Vandag begin ons 'n nuwe avontuur saam met 'n baie besondere kind, 'n seentjie wat nog klein was toe hy 'n ongelooflike belangrike stem gehoor het. Sy naam was Samuel. Sy storie wys vir ons dat God mense van enige ouderdom kan gebruik, selfs kinders wat luister. Ons gaan sy verhaal vandag in 1 Samuel hoofstuk 3 ontdek. So, kom ons gaan terug in tyd. Baie lank gelede was daar 'n vrou met die naam Hanna. Sy het met haar hele hart 'n baba begeer, maar sy kon nie kinders kry nie. Dit het haar baie hartseer gemaak. Elke jaar het sy na die huis van die Here gegaan om te bid. Eendag het sy met trane wat oor haar wange rol gesê: "O Here, as U my net 'n seentjie sal gee, sal ek hom vir sy hele lewe aan U toewy." En raai wat? Haar gebed is verhoor. Sy het 'n pragtige seentjie gehad en hom Samuel genoem, wat beteken God het geluister. Toe Samuel nog 'n klein seentjie was, het sy ma haar belofte onthou. Sy het hom na die tempel geneem, waar hy saam met die priester Eli gewoon het. Daar het hy geleer hoe om die Here te dien. Klein Samuel was 'n goeie helper. Elke dag het hy gehelp met eenvoudige, maar belangrike taakies. Hy het die lampe aangesteek, die heilige plek netjies en skoon gehou en met groot respek geleer van die Here. Hy het 'n hart gehad wat oop was om te leer. En toe, een stil aand, toe almal in die tempel reeds geslaap het, lê Samuel rustig naby die lamp wat nog saggies gebrand het. Stel jou voor hoe die vlammetjie sag heen en weer flikker in die donker, amper soos 'n sterretjie binne die kamer. En skielik, deur daardie diep stilte, klink 'n stem. "Samuel!" Dadelik spring Samuel op. Hy dink seker die ou priester Eli het hom nodig. Hy hardloop vinnig na Eli se kamer toe en sê: "Hier is ek, meneer, u het my geroep." Maar Eli, wat nog half aan die slaap was, antwoord: "Nee, ek het jou nie geroep nie, my seun, gaan lê maar weer." Samuel, 'n bietjie verward, gaan toe terug en gaan lê weer. 'n Rukkie later, terwyl hy net weer begin aan die slaap raak, hoor hy dit weer, net so duidelik soos die eerste keer. "Samuel!" Weer spring hy op en draf na Eli toe. "Hier is ek," sê hy, "want u het my geroep." Maar Eli skud sy kop en sê weer: "Nee, my seun, ek het jou nie geroep nie, gaan lê maar net weer." Nou kan jy jou indink hoe Samuel moes voel. Hy het die stem so duidelik gehoor, maar hy doen wat Eli sê en gaan lê vir 'n derde keer. En ja, jy het reg geraai, die stem roep weer: "Samuel!" Vir die derde keer gaan hy na Eli toe. En toe, op daardie oomblik besef die ou priester iets wonderliks. Dit was nie 'n mens wat hierdie klein seentjie roep nie, dit was die Here self. Eli kyk toe met nuwe oë na Samuel en sê vir hom: "Gaan lê, en as jy weer hoor hoe hy jou roep, sê dan: Praat, Here, u dienaar luister." So Samuel gaan lê toe weer. Hy wag. Die lamp flikker nog steeds saggies. En toe hoor hy weer sy naam, hierdie keer amper soos 'n fluistering naby hom: "Samuel, Samuel." Hy huiwer nie. Hy sit regop in sy bed en sê sag met 'n hart vol verwondering: "Praat, Here, u dienaar luister." En op daardie oomblik, in die stilte van die nag, het God met hom gepraat. Die klein seentjie wat bereid was om te luister. Van daardie dag af het Samuel geleer om God se stem te herken en om gehoorsaam te wees aan wat hy sê. Hy het groot geword om een van Israel se grootste en belangrikste profete te wees. 'n Man wat bekend was daarvoor dat hy altyd gehoor het wanneer God praat. Baie mense dink dalk net groot mense of predikers of baie spesiale mense hoor God se stem. Maar kyk na Samuel, hy was nog 'n kind. God praat vandag nog steeds met kinders.
Dit is dalk nie altyd 'n hoorbare stem soos Samuel se nie, maar hy praat met ons deur sy woord, die Bybel, deur sy gees wat saggies in ons harte praat, en deur mense wat hy op ons pad stuur. Net soos Samuel, kan jy ook vandag in jou hart sê, praat Here, ek luister. Welkom by Hoe skakel ek by God in? Vandag luister ons saam hoe 'n hoërskoolwetenskaponderwyser, meneer Slabbert, wat met 'n paar leerders, Stefan, Nico en Melissa gesels, op 'n WhatsApp videocall. Hulle ontdek hoe tegnologie wat ons elke dag gebruik, ons kan help om ingestel te wees op die Heilige Gees se stem. Kom ons luister saam. Goed julle, vandag doen ons dinge bietjie anders. Julle weet mos, in wetenskap praat ons baie oor syne, golwe, energie en kommunikasie. En ek het gedink, dit wys eintlik vir ons iets baie belangrik oor ons verhouding met God. Nou sê vir my, hoekom moet 'n radio ingestem word op die regte frekwensie? Want as jy bietjie weg is, hoor jy net 'n vreeslike geraas. Presies. En dis eintlik hoe dit werk met die Heilige Gees ook. Hy praat, maar as ons harte nie ingestel is nie, kan ons nie sy stem hoor nie. Nou kom ons kyk na 'n paar tegnologieë om ons te help om dit makliker te verstaan. Kyk na hierdie radio. As ek die knop draai, raak die klank mooi suiwer. Of dit word onduidelik en raas net. So, wat kan 'n mens doen sodat jy geestelik beter ingeskakel kan wees om God duidelik te kan hoor? Minder geraas in my lewe, soos nie net om te doomscroll en te TikTok die hele tyd nie. Goeie antwoord, Melissa. Geestelike stilte help ons om God se stem duideliker te hoor. Meneer, wat van daai Bluetooth earbuds of oorfone? Hulle verloor mos maklik connection. Hoe kan ons dit gebruik in ons gesprek? Ja, Nico, Bluetooth is 'n perfekte voorbeeld. Jy moet die oorfone en selfoon mos pair sodat dit kan werk. As jy te ver weg van jou selfoon af beweeg met die oorfone, breek die verbinding, dan hoor mens niks. Dis soos wanneer ons wegbeweeg van God af, omdat ons ongehoorsaam is, of wanneer ons hom net sommer ignoreer. Dan kan ons nie sy stem hoor nie. So, as ek nie bid of Bybel lees nie, raak ek soos oorfone wat dan te ver is om op te vang. Met ander woorde, ek gaan nie hoor wat God sê nie. Presies. Maar weet jy wat is die wonderlike ding? God pair altyd weer, die oomblik wanneer jy terugdraai na hom toe. Nou die GPS. Julle weet mos wat gebeur met die GPS wanneer jy die verkeerde pad vat of afdraai. Ja, dit sê dan recalculating. Ja, die Heilige Gees doen dit ook, maar net geestelik, né? Hy wys en lei ons op die regte pad. En wanneer ons afdwaal, help hy ons om weer terug te kom op die regte pad. Maar jy moet luister. Die GPS gaan nie help as jy nie na dit luister nie. So ook met die Heilige Gees. As jy nie luister na die Heilige Gees in jou gedagtes nie, gaan jy verkeerde dinge doen. So ek moet my inner volume aanhou om God te kan hoor. Mooi gestel, Stefan. Goed, nou ons laaste voorbeeld. Wi-Fi. Wat gaan met die Wi-Fi opvangs gebeur as jy te ver van die Wi-Fi router af is? Dit hang. En alles raak stadiger en stadiger. 'n Mens raak sommer heeltemal geïrriteerd. Dis soos wanneer ons geestelik ver van God af leef. Klein sondetjies, soos jok, vuil gedagtes of taal, ongehoorsaamheid aan ons ouers of onderwysers, vrees of wanneer ons te veel dink van onsself, kan jou syne om God te hoor te swak maak om God te hoor. Maar as jy weer naby die Heilige Gees beweeg, deur aanbidding, gebed, gehoorsaamheid, dan word die verbinding weer skoon en vinnig. Okay, julle drie, kom ons maak dit prakties. Hoe kan julle hierdie tegnologie-idees gebruik om daagliks ingestel te wees op die Heilige Gees? Ek kan elke oggend voor die besige dag begin, net 'n paar minute stil word en Bybel lees en bid, en so my radio instel by God. Ek kan seker kyk vir notifications van die Heilige Gees in my gedagtes, soos wanneer ek voel ek moet iemand wat swaar kry help, vir iemand bid of iets stop wat verkeerd is. Ek kan probeer om nie so ver weg te loop en van God vergeet nie, soos om meer bewustelik deur die dag met God te praat en nie net as ek skielik in die nood is nie.
Dit is fantasties. Gou, kom ons vat dit saam. Nommer 1. Die Heilige Gees praat altyd met ons. Nommer 2. Ons moet ingestem wees op die Here se stem. En nommer 3. Om stilte tyd te hê, met ander woorde jou Bybel te lees en te bid, om gehoorsaam te wees aan die Bybel en naby aan Jesus te wees, maak die syne helderder vir beter opvangs om God te hoor. Julle is slimmer as wat julle dink. Wetenskap en geloof werk eintlik mooi saam. Ons praat volgende week verder. As jy ingestel bly op die Heilige Gees, sal jy elke dag sy stem hoor. Duidelik, liefdevol, hoe hy jou help om die regte goed te doen elke dag. Kom sing nou saam met hierdie volgende lied en onthou dat ons, net soos klein Samuel, ingestel moet wees om God se stem te hoor. As jy met my praat hierdie dag, dan luister